gaan saam lees vanoggend uit Lukas hoofstuk 23, vers 32 tot 43. Lukas 23, vers 32 tot 43. Maar voordat ons dit lees, kom ons bid eers saam. Here, baie dankie dat U ons elkeen deur U Heilige Gees aan die hand gelei het om by Golgotha 'n draai te gaan maak. En dankie dat ons elke jaar 'n besonderse tyd kan afsonder en dit in ootmoed, maar ook feestelik kan herdenk wanneer ons daar by Golgotha kniel. En dankie dat ons saam kan feesvier en kan jubel by die graf wat leeg is en hardloop saam met die ander om te gaan kyk en te bely, die graf is leeg, U het oorwin. Dankie o Heilige Gees dat U ons herinner aan die woorde van ons Here Jesus. Ons vertrou dat U dit vandag ook opnuut weer sal doen. Amen. Lukas 23 van vers 33 af, ek lees in die nuwe direkte vertaling. Saam met Jesus is ook 2 ander misdadigers weggelei om tereggestel te word. Toe hulle by die plek kom wat Kopbeen genoem word, het hulle hom daar gekruisig. So ook die misdadigers, een aan die regterhand en een aan sy linkerhand. Toe sê Jesus: Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle het sy boklere verdeel deur daaroor te loot. Die volk het gestaan en toe kyk. Die volksleiers het aangehou om smalend te sê: ander het hy gered, laat hy homself red as hy die Christus van God, die uitverkorene is. En ook die soldate het met hom die spot gedryf, terwyl hulle nader staan en vir hom suurwyn aanbied met die woorde: as jy die koning van die Jode is, red jouself. Bokant hom was daar ook 'n opskrif: hy is die koning van die Jode. Een van die misdadigers wat daar gehang het, het hom aanhoudend gelaster en gesê: jy is mos die Christus of hoe? Red jouself en ons. Die ander een het hom egter bestraf en gesê: het jy nie ontzag vir God nie? Jy ondergaan per slot van sake dieselfde straf. In ons geval is dit regverdig. Ons word tereg gestraf vir wat ons gedoen het, maar hierdie man het niks verkeerd gedoen nie. Hy sê toe: Jesus, dink aan my wanneer U in U koninkryk kom. Jesus het hom geantwoord: Amen, ek sê vir jou, jy sal vandag nog saam met my in die paradys wees. Hierdie geestelike leiers waarvan ons in die evangelies lees, die priesterhoofde, die familiehoofde, die skrifgeleerdes, die fariseë leiers, hulle het nie werklik belang gestel om Jesus 'n regverdige verhoor te gee nie. Hulle was oortuig hy moet sterf. En daarom het hulle allerhande bewyse teen hom probeer kry, enige iets wat hulle teen hom kon kry, waar hulle kon sê hy het God se wet oortree en hierdie is strafbaar met die dood. Enige godslastering, enige ontering van die tempel, en Jesus het baie van daai goed volgens hulle gedoen, maar hulle kon nie eers daarvoor bewyse kry nie. As gevolg van hulle verwronge obsessie daarmee, het hulle die regstelsel wat hulle veronderstel was om te handhaaf, het hulle heeltemal verdraai. En hulle self die Joodse wette oortree, deur onder andere byvoorbeeld in die nag te vergader, wat teen hulle eie reëls was. Dit is herhaaldelik duidelik dat die geestelike leiers, selfs met hierdie verhoor van Jesus, hulle eie wette oortree het, maar vir hom wou hulle dood hê. En nou gaan ons vandag net hier, julle is bewus van die evangelies wat vir ons 7 keer aanteken wat Jesus gesê het daar by die kruis of terwyl hy aan die kruis hang. Ons ken dit baie goed, maar kom ons kyk net so vandag weer wat dit vir ons beteken. En
en waarom dit vir my en jou vandag belangrik is om kennis te neem. Nou vra mense gewoonlik maar hoekom verskil dit? Nie een van die evangelies het al 7 die kere toe Jesus gepraat het aangeteken nie. Party het van hulle, party het nie daarvan nie. En wie het dit dan gehoor? Want volgens die getuienis was dit net Johannes wat daar was, saam met die moeder van Jesus en nog 'n klomp vroue. Maar natuurlik het hulle dit oorvertel. En die vroue het vir die ander disippels vertel. Want daardie aand, nadat Jesus begrawe is, het hulle bymekaar gekom en waarskynlik in diepe ootmoed en hartseer gehuil oor hulle verlosser, wat uiteindelik toe gesterf het. Daarom kan ons dit so uit die evangelies bymekaar sit en kyk wat het Jesus gesê en wat beteken dit. Vra vir die Here, dit is amper soos iemand se testament. Die Engelse praat van jou laaste wil en jou testament. Jesus se laaste woorde daar by Golgotha is tog vir ons ook belangrik. Die eerste wat ons hoor wat hy sê hier in Lukas 23, het hy gesê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Nou, ons weet nie presies wie hy bedoel nie, maar ons kan 'n baie goeie afleiding maak dat hy van almal gepraat het, wat hom daar uiteindelik tereggestel het. Nie net die soldate wat die spykers deur sy hande gedryf het nie, maar veral ook die Joodse leiers wat hom onskuldig ter dood laat veroordeel het. Selfs ook vir Pontius Pilatus, wat 'n instrument was in hierdie Joodse leiers se plan. Want hulle wou niemand ter dood veroordeel nie, en toe het hulle dit aan hom oorgelaat. Selfs terwyl hy gekruisig word, bid Jesus vir sy vyande. Genade vloei daar van die kruis af. Die kruis vertel vir ons nie van oordeel nie, maar van vergifnis. En hierdie woorde laat ons ook dink aan Jesus se eie woorde, selfs baie vroeër in die bergrede in Matteus 5 vers 44, en daarom weet ons, Jesus sal nie vir ons iets sê wat hy nie self eers doen nie. In daardie gedeelte lees ons dat Jesus sê, maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê en bid vir hulle wat julle vervolg. En daar aan die kruis gee hy vir ons die beste demonstrasie daarvan. Sal ek en jy kan bid vir iemand wat ons as 'n vyand beskou? Ons noem hulle nie graag ons vyande nie, maar daar diep in ons harte is hulle ons vyande. Daar waar ons net so by die braaivleisvuur oor hulle praat, daar het ons baie vyande. En selfs daardie mense van wie jy die allerminste hou en eintlik diep in jou binneste 'n wrok teen hulle koester en hulle dalk haat oor wat hulle ook al sleg of verkeerd in jou oë gedoen het, van hulle sê God deur Jesus, julle moet julle vyande lief hê. Sal ek en jy dit kon doen? Terwyl jy onregverdig doodgemaak word, te bid vir hierdie mense se vergifnis. Dit is wat Jesus van ons vra. Dis een van die baie redes waarom ons hierdie woorde van hom aan die kruis ernstig opneem. Die tweede kruiswoord het ons ook gelees, Lukas het vir ons dit ook opgeteken. 2 misdadigers, 2 rowers. Ons weet nie presies wie hulle was nie, maar een teorie is dat ten minste een van hulle was saam met Barabbas, wat ook daardie dag gekruisig sou word, maar die Jode het toe gekies dat hy vrygelaat word. So hierdie was waarskynlik van sy medewerkers, sy rebelle, sy misdadiger vriende, kan dit wees. En nou is die wonderlike van hierdie woord vir ons, hier hang ter dood veroordeel 'n misdadiger, wat volgens die reg die doodstraf verdien het. So hy het nie net te vinnig gery of oor 'n verkeerslig gery nie. Hy het 'n ernstige misdaad gepleeg dat die Romeinse owerhede besluit het, hierdie man moet die doodstraf kry. Hierdie 2 manne weerskante van Jesus. Wat bring hy saam? Niks nie. Hy het niks om Jesus te bied nie. Sy vriend ook, maar die is bereid om daar op sy sogenaamde sterfbed nog vir God te spot. Die ander een maak hom stil.
maar hy staan of hy hang eerder daar langs Jesus sonder enige goeie werke, sonder enige dade, niks om op te roem nie. Hy kan nie vir Jesus eers sê, ek het darm dit, want hy het niks. Hy het net geloof. En daarom in opregte geloof prewel hy letterlik, Here, dink aan my. Hy kan nie vir Jesus vra, dink aan my, maar wat ek gedoen het, of ek was daarom nou nie te bad nie, maar jy weet, dis eintlik die Romeine wat my nou ter dood veroordeel, want ek het vir die Jode sal onthalwe in opstand gekom nie, hy bied nie eers dit aan nie. Hy sê net, dink aan my. Redding, verlossing, vergifnis is altyd genade. Dis nooit prestasie nie, dis nooit my dade nie. Ek kan nooit vir die Here sê, ek het darm nie. As jy daar gaan, as jy klaar verkeerd. Nee, ek het niks. Ek het niks om te bied nie. Dink aan my. En Jesus beloof vir hom. Daardie woord amen is nie in al die Griekse manuskripte nie, maar dit beteken eintlik in daardie konteks inderdaad. Inderdaad, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Hoor dat Jesus ook nie op daardie punt voorwaardes stel en sê, maar goed, kom ons sort net gou eers 'n paar goed uit. Kan jy vir my bietjie sê, is jy daarom jammer oor wat jy gedoen het? Nie eers, die Here gaan nie eers daar nie. Hy kyk net in hierdie man se hart in. Dan die derde keer toe Jesus praat, skryf Johannes vir ons dit neer in hoofstuk 19 vers 26. Daardie bekende kort gesprek tussen Jesus en Johannes, sy liefling disipel en sy moeder, as hy sê, daar is u seun. En hy kyk daar na Johannes se kant toe en hy sê vir hom, daar is jou moeder. In daardie ondraaglike pyn dink Jesus aan ander mense. En hy wys vir ons dat liefde is bedoel om prakties te wees. Hy sê nie net vir sy moeder hoe lief is hy vir haar nie, hy doen iets vir haar. In 1 Johannes 3 vers 18 weet ons dit baie goed. Die apostel skryf later vir ons, toe hy nou weer skryf en vir 'n gemeente skryf en dalk teruggedink het aan daardie dag, skryf hy, my liewe broers en susters, ons liefde mag nie net woorde en lippetaal wees nie. Hoeveel keer is ons liefde nie dalk maar net woorde en lippetaal? Lyding en swaar kry mag ons nie selfsugtig maak nie. Terwyl Jesus besig is om te sterf, dink hy aan ander. Dan sy volgende woorde kry ons in Matteus en in Markus, wat soms ook vir ons in sy moedertaal aangehaal word in Aramees, Eloi lama sabachthani. My God, waarom het U my verlaat? Dis 'n presiese aanhaling uit Psalm 22. Ons Here Jesus het sy Ou Testamentiese Bybel baie goed geken. Hy het die Psalms baie goed geken. Hy haal van dit woordeliks aan. En daar op die kruis dra hy die volle gewig van die mens se sonde en ons Godverlatenheid. Daardie woorde kan eintlik beter vertaal word nou weer ongelukkig in Engels, want dit is nie so eenvoudig om net te sê, waarom het U my verlaat nie? In Engels kan dit so vertaal word, my God, to what hast thou left me? Waarvoor het U my verlaat? Nie hoekom nie, maar U het dit met 'n rede gedoen, wys nou in hierdie oomblik vir my die rede, waarvoor het U my verlaat? Ons lees dit maar altyd as hoekom het U my verlaat? En dan dink ons selfs, vir 'n oomblik het God dalk vir Jesus verlaat, maar hy het nie. God het nie een breekdeel van 'n sekonde sy seun verlaat nie. Daarom dink 'n bietjie daaroor dat Jesus eerder vra, om watter rede gaan ek nou deur hierdie lyding? En ons weet die antwoord deur die eeu is dat hy deur daardie diepste donkerte moes gaan, sodat ek en jy nooit ooit kan of durf voel ons is deur God verlaat nie.
En dan 'n baie menslike uitspraak wat Jesus doen en hy sê dit is ter vervulling van die skrifte, as hy tog op 'n stadium sy menslikheid ook wys en sê ek is dors. Ons mag nooit dink dat dit was nie vir hom moeilik nie, want hy was immers God en mens, so het hy dan regtig gelei? Ja, hy het gelei totdat hy bereid was om selfs te erken dat hy dors gehad het. In Johannes 19 vers 28 staan daar: hierna het Jesus met die wete dat alles klaar volbring is en sodat die skrif vervul kan word, het hy gesê ek is dors. En dit weer eens verwys na 'n Psalm. Psalm 69 vers 21 en 22 staan daar: beledigings het my gebreek, ek is gedaan, ek het gehoop op meegevoel, maar te vergeefs, op mense om my te troos, maar daar was nie een nie. Toe ek honger was, het hulle my gif aangebied, en toe ek dors was, wou hulle my asyn laat drink. Deur die Gees het God die psalmdigter al geïnspireer om eeue voor die tyd hierdie gebeurtenis te profeteer. Toe ek dors was, wou hulle vir my asyn laat drink. Toe ek gehoop het op meegevoel, op troos, was daar nie een nie. Ons dink ook aan Jesus se geestelike dors, dat al sy disippels weggehardloop het, behalwe Johannes, en dat die vroue daar gekniel het by die kruis, om hom te ondersteun. En dan net daarna die bekende woorde wat ons in Johannes 19 vers 30 al baie oor gehoor het, toe Jesus dit verklaar, tetelestai, dit is volbring, die skuld is ten volle betaal, dis afgehandel, uitgewis, afgeskryf, daar bly niks van oor nie. Paulus skryf die skuldbrief is aan die kruis vasgespijker. En daarom moet ons glo en weet en verstaan, Jesus se reddingswerk is klaar. Niks kan bygevoeg word nie. Niks mag bygevoeg word nie. As enige mens kom en sê maar, ek het darm, is dit 'n belediging vir die Here Jesus. Want ons kan nie, wat kan ons bied? Nie ons beste dade kan ons 1 millimeter nader aan God bring nie. Net die bloed van Jesus. En dan skryf Lukas vir ons, Jesus sterf nie as 'n slagoffer van noodlot nie. Hy gee sy lewe vrywillig oor, net soos wat hy daar in die tuin van Getsemane nie probeer wegkom het nie, nadat hy gebid het en sy lot finaal aanvaar het, en selfs sy disipel Petrus wat hom probeer verdedig en beskerm, sê nee man, wat doen jy, sit terug jou swaard, en in daardie oomblik doen hy nog 'n genesingswonder vir een van sy vyande. En daarom is Jesus nie 'n martelaar aan die kruis nie. Hy sterf gewillig, dis weer eens 'n aanhaling uit 'n Psalm, gaan kyk maar in Psalm 31 vers 6. Maar ons dink ook aan Jesus se woorde vroeër wat hy self gesê het in Johannes 10 vers 17 en 18. Daar het hy reeds vroeër al verklaar: die Vader het my lief omdat ek my lewe af lê om dit weer op te neem. En dan weet ons die disippels het nie verstaan wat hy bedoel het nie. Dan sê hy in vers 18: niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit my eie af. Ek het die volmag om dit af te lê en ek het die volmag om dit weer op te neem. Dit is die opdrag wat ek van my Vader ontvang het. Jesus het vir ons die prys vrywillig betaal. En daarom kan ons sien die kruis eindig met vertroue. Waar ons vroeër kon wonder het toe hy gevra het, ek is verlate, vir wat? Waarvoor? Kan hy nou sy lewe eindig voor hy die laaste asem uitblaas en sê, ek gee my gees oor. Jesus se kruisdag eindig met vertroue in die Vader. Wanneer ons na hierdie 7 kruiswoorde luister, broers en susters, dan
hoor ons eintlik die hele evangelie in 'n paar asemtee. Aan die kruis hoor ons vergifnis vir jou vyand. Ons hoor die noodkreet van 'n verlore sondaar. Ons sien die opregte, praktiese, tasbare omgee vir 'n moeder. Ons hoor daar die pyn van God verlatenheid. Die werklikheid van menslike lyding toe hy gesê het hy is dors. Sy uitspraak in een Griekse woord, dit is voltooi, 'n afgehandelde verlossing en uiteindelik die rus van volkome vertroue in die Vader. Die kruis is nie 'n plek waar Jesus gesterf het nie. Dit is die plek waar sonde se prys betaal is, waar genade oopgebreek het en waar God se hart sigbaar geword. Ons kry 'n kyk direk in God se hart en daarom, soos ek in die begin gesê het, kan jy nie by God uitkom sonder om 'n draai by Golgotha te maak. Op daardie ruwe hout het Jesus die brug gebou tussen 'n verlore wêreld en 'n liefdevolle God. Die 7 kruiswoorde is nie om iets te onthou nie, maar dis 'n uitnodiging. Kom na die kruis en leef. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons buig laag voor U in aanbidding en in erkenning en in nederigheid. Ons vra om vergifnis, Here, dat ons so vinnig oor hierdie woorde gaan en so vinnig deur hierdie hoofstukke van die evangelies blaai en hier en daar iets lees. Help ons om te verstaan waardeur U gegaan het, terwille van ons. En help ons om elkeen van hierdie 7 kruiswoorde, maar ook van al U woorde, ons eie te maak. Help ons in hierdie laaste paar dae voor die Paasfees ook om ons opnuut te verootmoedig en dat U Heilige Gees deur ons werk om te doen wat U van ons vra. Ons bid dit in U naam alleen. Amen.